woord van die Here uit 'n Psalm. Amen. Psalm 37. Psalm 37. As 'n liedjie wat sê, die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Amen. Hy haal my uit die dood en hy sit my in die lewe. Glory to God. Glory. Prys die Here. Psalm 37, ons na van die eerste versie af lees. 'n Psalm van Dawid. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie. Beny hulle nie wat onreg doen nie. Met ander woorde, moenie afgunstig wees op hulle nie. So baie keer sien ons die kwaaddoeners. En hoe die kwaaddoeners wegkom met baie dinge in die lewe. Prys die Here. Kom ons lees vers 2. Want soos gras sal hulle gou verwelk, en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Amen. Hier is baie. Wat sê die woord van die Here in vers 3? Hy sê vertrou op die Here. Nou wat is vertroue? Weet mense vertrou so maklik mense. Ek kan vir jou iets sê en ek gaan vir jou sê dit en so aan. En ek gaan dit doen vir jou. En jy vertrou my. Ek kan so groot gat in jou kop en praat. Dat het lyk of jy daar by Kimberley se gat is. En jy glo my. Jy vertrou my. En dit is net 'n leë belofte wat ek jou gee. Wat so maklik vertrou die mens die mens. Nie waar? Maar die mens wie hy moet vertrou, het hy geen vertroue. Hy sê vir ons verder, en ons lees dus verder, vers 3 verder, en doen wat goed is. So maklik kan die mense val in die struik van die vyand. En hy doen nie wat goed is nie. En hy kyk wat doen die kwaaddoeners. En hy vertrou op die kwaaddoeners. En hy doen wat die kwaaddoeners doen. Want kyk hoe voorspoedig is hulle. Terwyl God sê, die woord van die Here wat koning Dawid baie pertinent skryf. Hy sê vertrou op die Here. Hy sê in 'n ander gedeelte in die Psalms, hy sê welgeluksalig is hy wie se God die Here is. Jy weet, ons het almal ons aardse vaders gehad. Of weet nie jy aardse vader gehad? Skus? Elke ene op die aarde wat op 2 bene loop, het 'n vader. Aardse vader. En hy het 'n aardse moeder. En wat gebeur? Daardie vader sê vir sy seun, of die moeder sê vir haar dogter, ek gaan vir jou dit en doen. Gee. En wat doen hy kind? Vertrou sy vader met sy hele hart. Die waar. Amen.
Hy vertrou om met sy lewe. Weet daai vader van hom kan so liep lapper wees, so tangerige ouetjie wees wat hy val oor sy eie voete. Maar sy pa is die sterkste ouer is. Groei dit. Want is sy vader daai. Hy vertrou sy vader. Nou hou dit daar soveel. En die woord van die Here sê, doen wat goed is. Doen wat goed is. En die mens doen nie altyd wat goed is nie. Hulle soek die kwaad. Wag, laat ek join die ouens wat noem maar die transitierovers in die items opblaas, dat ek hulle gaan join. Dis wat die ouens mos wil hê. Die Here sê vertrou op hom met jou hele hart. Hy sê verder, en bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Nou wat? Ekskuus my oog eet nou net hier. Nou wat is getrouheid? 'n Getrouheid is om absoluut toegewy te wees. Om toewyding te toon. Weet almal, ons het almal honde, né? Ons het getroue Ons is almal getroue honde. Of baie. En wat gebeur? Daardie hond is getrou. Getrou wag hy op sy kos. Hy vertrou jou en hy's getrou. En hy's goed teenoor jou. Hy vertrou jou. En getrou wag hy vir jou kos. Maar getrou is hy ook om bly te wees oor jou. Om sy ster te waai. Is hy nie getrou nie? Getrou is hy wanneer jy sy kop vryf en hy geniet dit. Die aandag wat jy hom gee. Nou, dit moet getrouheid wees. Is dat ek en jy in die wêreld getrouheid moet beoefen. Getrou te wees aan die God wie ek aanbid. Amen. Getrou te wees aan die koning van die eeue. Om die Here se naam groot te maak. Amen. Om die Here God se naam te prys en te loof en te eer. Want hy is wonderbaar. Amen. Hy is die raadsman. Hy is die sterke God. Hy is die ewige Vader. Hy is die vredevors. Hy is die ene wat op die troon sit. Amen. Hy is die ene op wie ek en jy moet kan vertrou. Met ons hele hart. Met ons alles wat ons binneste is. Hoeveel mense vertrou? Hoeveel kinders van die Here vertrou God? Ek praat van werklik waar vertrou. Dis hartseer. Wanneer jy kyk na daai saak. Ek en jy kan ons vertroue stel in mense. En dat ons onbeweeglik kan wees, ons vertroue in daardie mens. Maar in God wankel die kinders van die Here se vertroue. Nie waar?
Hulle wankel. En die Here wil hê, ek en jou vertroue moet in hom wankel. Ons moet hom vertrou met alles wat in ons binneste is. Dan kom ons by die 4de vers. Hy sê, verlustig jou. Vers 4. En verlustig jou in die Here. Dan, nou hoe verlustig ek my? Jy weet, dit is baie maklik dat 'n mens hom moet verlustig. As ek nou net hier neerslaan, skielik en baie gaan hulle verlustig. Nie waar? Maar jy verlustig jou, nie waar? Jy verlustig jou. Hey, jy het lekker gevalle. Lekker. Is dit nie waar nie? Dit is hoe dit is. Dis wanneer jy jou verlustig mos. En wanneer iemand, en weet jy, dis hierdie ding wat gebeur onder kinders van die Here. Is dat iemand val en maak 'n fout in die lewe. En hulle sê dit is lekker. Ek is so bly. Hy wou mos, of sy wou mos. Wat doen jy? Jy verlustig jou en daardie ene se val. Jy verlustig jou in daardie ene se ondergang. Is nie wat gebeur nie? Ja, is waar. In steede dat jy meegevoel het. En sê, Here, dat ek my hand gaan uitstrek na daardie persoon wat geval het nou, en gaan optel. Maar in steede om dit te doen, dan lag ons. En ons kry lekker. Ons verlustig ons in die volgende persoon. Ja, laat hy vir hom kry. Laat sy vir hom kry. Hulle wil mos. Nee, dis mos goed so. En dit is hoe die mensdom is. Ja, is waar. Maar koning Dawid skryf, hy sê, verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Maar die mens, en hoe wil ek my verlustig in die Here? Ek moet my begin te verloor in die Here. Hoe verlustig die mense hulle self in die wêreld? Hulle verloor hulle self in die wêreld. Hulle verlustig hulle self in die sonde. Hulle doen die sonde met 'n passie. Hulle gaan koop hulle dop. En nou gaan ons weer lekker jol vanaand. Ag, en hulle dans daar. Hulle gaan te keer in 'n huppel. En môreoggend sit hy soos 'n ou wat geen woema het nie. Sy oë val uit, sy kop hang oor hom. Alles is skeef. Maar net nie raas nie, asseblief. My kop is vanmôre groter as alles. Maar hy het hom verlustig in die wêreld. En wat die woord van die Here sê, verlustig jou in die Here. En môreoggend as jy opstaan, dan het jy nog steeds die blydskap van die Here in jou binneste. Amen. Want die blydskap van die Here, dit is jou en my beskutting. Is dat ek en jy moet bly wees in die Here. Is dat ek en jy ons moet verlustig in die Here en te sê, Here, jy is groot, jy is goed. Amen. Om vir mense te kan sê, weet jy wat?
Die Here God het doen wonders. En jy wil graag vertel dit wat die Here vir jou doen. Dit wat jy graag wil vertel, wat God vir ander mense ook gedoen het. Jy wil graag vertel van God se weldade. Van sy grootheid, sy goedheid en sy genade. Ek en jy, kom ons verlustig ons in die Here. Ons verlustig ons in hierdie woord. En sê, dis is wat die woord van die Here sê. En wanneer ek en jy ons gaan verlustig in die Here, nie net 'n sekere tyd nie, maar altyd sal verlustig in die Here. En vertel van sy grootheid, en sy goedheid, sy liefde, sy genade. En mense vertel dat Jesus sy bloed het nog nooit sy krag verloor nie. Amen. Ek kan net vertel. En ek is besig om myself te verlustig in die Here. Ag, weet jy wat, hier ook kan net praat van die Here, dis al. Dankie my suster. Hulle het ook altyd gesê, ag, hier kom nou ou, hy sê altyd prys die Here. Ag, hier sien jy, ag, al wat jy kan praat, prys die Here. Man, prys die Here. Amen. Verlustig jou in die Here, man. Maak die Here se naam groot. Verskoon my. Raak opgewonde. Ekskuus tog, hier is my keel. Wat nie daar moet wees nie. Maak die Here se naam groot. Amen. Verlustig jou in die Here Jesus. En hou op om jou te verlustig in ander se val. In ander se ondergang. Verlustig jou in die Here. Maak sy naam groot. Jy sê Here, U is groot, U is goed, U is wonderbaar. Maar nie vertel van die groot goeie dade van die mens nie. Vertel van die wonderwerke van God, man. Amen. As jy vertel van die Here, vir mense vertel van die Here, hoe Moses en die Israeliete deur die Rooi See gevat het. En jy sê dit met 'n opgewondenheid. En 'n blydskap in jou hart. Wat doen jy? Verlustig jou in God. Halleluja. Jy verlustig jou in die Here Jesus, man, glory. Amen. Want hy is op die troon. Amen. Dit is wat moet gebeur. En wanneer ek en jy begin ons verlustig in die Here se naam groot maak, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Amen. Maar hoekom gee die Here nie my begeertes van my hart? Ons begeertes is soms heeltemal verkeerd. Ek wil die Here my verlustig in die Here om aansien te hê. Begeer dit, jy gaan niks kry nie, man. Verlustig die Here in jou hart. En ek verlustig jou die Here met 'n opregte hart. Opregtheid van hart is wat belangrik is in jou lewe. Om die Here se naam groot te kan maak. En dat jou begeertes reg sal wees. En dat jou begeertes sal wees na God. Amen. En wanneer ons begin verloor in die Here, kan God wonders doen in ons lewens. Maar anders kan niks gebeur nie. Ek praat nou van die kinders van die Here. Die wat sê, ek dien die Here. Glory to God. Party wil dit doen om gesien te word. Dis so ja. Ek en jy moet nie gesien te word. Ons moet dit doen uit ons harte uit. Uit ons binneste.
omdat dit graag wil doen. Ja. Omdat ons God lief het. Amen. Nie omdat jy hom eerste lief gehad het. Nee. Ek en jy het hom nie eerste lief gehad, nou lief ons. Ja. Maar omdat hy ons eerste lief gehad het. Amen. Glory to God. Moenie afgunstig wees vanmôre op die kwaaddoeners nie. Maar wandel in die weë en die vrese van die Here en kyk wat God sal doen. Dien hom met jou hele hart, siel en wese, met opregtheid en nederigheid. Ek en jy moet nederig wees voor die aangesig van die Here. Amen. Jy sê, hey, nou wat ek hier op kap nie. Nou wat ek hulle wys, nee, vergeet dit. Jy moet ophou kap. Jy moet, as die woord van die Here na jou toe kom, dan gee jy hulle die woord. Kom ons lees verder, wat sê die woord van die Here? Vers 5 sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Laat jou weg aan die Here oor. Nou het jy jou weg aan die Here oorgelaat. Wat gebeur nou? Nou val die Here te lank na jou sin. Nou wil jy dit begin te doen. Laat staan jou slimmigheid. En vertrou die Here. Laat God vir jou die saak uitwerk. Laat die Here vir jou die ding doen. Amen. Want as ek en jy dit gaan doen, dan gaan ons net verkeerd doen. Dis waar, ja. Laat die Here sy doel bereik in jou en my lewe. Ons lees weer 'n gedeelte vers 5. Laat jou weg aan die Here oor. En vertrou op hom. En hy sal dit uitvoer. Amen. As ek sê, Here, hier is die saak. Dis wat ek wil doen. Maar Here, ek vertrou op U. En God werk daai saak miskien nog nie uit soos jy dit wil hê nie. Want die Here weet wat vir jou lê en loer. Die Here weet wat vir jou wag. Maar wanneer jy God ken en al jou weë, dan maak hy vir jou die paai gelyk. Amen. Dan maak God deure waar daar nie deure is nie. Waar daar dale is, sal hy opvul. Waar daar hemels is, sal hy gelyk maak. Waar daar grendels is, sal hy verbreek. En as daar een deur toe gaan, sal 'n ander een oopgaan vir jou. Amen. Ek het dit gesien. Amen. Ek het dit beleef. Amen. Dis hoe God werk. Ja. Die Here werk op wonderbaarlike wyse. Hy sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op die Here. En hy sal die saak vir jou uitwerk. Amen. Hy sal dit vir jou doen. Jy dink dit sal so gebeur. Maar God laat dit anders gebeur. Ek en jy dink God weet. Die Here weet, want hy ken alles. Amen. Hy weet
in die volgende 100 miljoen jaar? Wat weet ek en jy? Ons weet nie wat die volgende 10 minute gaan gebeur. Vertrou God. En laat jou weg aan die Here oor. En hy sal dit uitvoer. Amen. Vers 6, kom ons lees vers 6. Kom my. En hy sal jou geregtigheid laat voorkom, soos die lig, en jou reg, soos die middag. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom, wat voorspoedig is in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Prys die Here. Die mense het listige planne, nie waar nie. En die listige planne is elke dag aan die go. Daar's listige planne wat nou gebeur. En wat sê die koning Dawid? Hy sê, wees nie toornig op hulle nie. En moet ook nie begeer om saam hulle te wees nie, want jy sal ondergaan soos hulle ondergaan. Dis waar, amen. Wat ek vanmorgen een en sê, as baie mense wat begeer om aan organisasies aan te sluit, sodat met hulle voorspoedig gaan. Glo jy my? Ja, dis waar. Daar's baie. As jy weet jy wat, dan kan ek baie geld maak. Weet jy wat? Die baie geld ryk jou van God af weg. Nie waar nie. Dan sê jy, dis deur my goedheid dat ek so baie geld in die bank het. En jy verlustig jou nie in die Here nie. Jy verlustig jou in daardie mense. Jy verlustig jou dan in die duiwel. Want die duiwel is hulle vader. Nie waar nie? Of lieg ek nou? Maar ek en jy, kom ons verlustig ons in die Here. En hy sê jou gee die begeertes van jou hart. Amen. Maar ek en jy moet hom dien, hom vertrou met ons hele hart, siel en wese. Laat jou weg aan die Here oor. En hy sal dit vir jou uitvoer. En wees nie afgunstig op die kwaaddoeners. Wees nie toornig op hulle nie. Here, U sal sien kom klaar. Here, U sal die saak uitwerk. Want ek en jy net op God vertrou. En ons verlustig in die Here. Hy sê in Psalm 50 vers 15, hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp. Maar daar is 'n voorwaarde aan verbonden. Maar jy moet my eer. En hoe eer ek God? Deur om te dien en te vertel van sy grootheid, sy goedheid, sy genade, sy liefde. Amen. Om te vertel hoe groot ander is. Nee, om te vertel hoe goed God is. Amen. Want die Here is daar om vir jou te gee. Want die rykdom van sy genade. Amen. Ek wil my saam met lees Matteus 6. Matteus 6. Prys die Here. En ons as mens is besig baie keer om onsself magswere te gee, nie waar nie.
En jy is so vol, dan eet jy nog komkommers ook. Ja. Daar is soveel bekommernisse in die wêreld, eet jy nog komkommers ook. Amen. Amen. Prys die Here, man, glory to God. Amen. En dit is dat die mens bekommerd is oor hulle toestande. Maar wat sê die woord van die Here vir ons? Kom ons lees daar van 'n vers. Vers 27. Wie tog onder julle kan deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg. Ek daag jou uit vanmôre. Wie kan dit doen? Kan jy vanmôre een haar, ek praat nie van die klomp daai wat in die winkel koop nie. Dis onsterflik. Wie een kan een swart haar grys maak of 'n grys haar swart maak? Nee. Hoef my nie te kwel daaroor nie. Prys die Here. Amen. What God's given you, He's given you. Amen. Be happy Ja. about it. Ja. Verheerlik God, verlustig jou in die Here. Amen. Man, as ek naam beskryf, prys die Here. Ja. Glory. Ek het 'n naampies. Ja. Loof die Here daarvoor, man. Amen. God het jou so gemaak. Amen. Vers 28 sê, en wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei. Hulle arbei en hulle spin nie. Ons kwel ons oor ons klere. Nie waar? Amen. Hy sê, maar kyk hoe lyk die lelies van die veld. En jy weet, Salomo was eers gekleed in al sy weelde wat hy het gehad het nie. Was nie eens gekleed soos een van die lelies van die veld nie, want jy weet, God het daai lelie gemaak. Hy het hom mooi besonders gemaak. Amen. En Salomo was nie eens so bekleed gewees soos daardie lelie nie. Prys die Here. Vers 29 sê, en ek sê vir julle, dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras wat van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so bekleed, hoeveel is te meer vir julle klein gelowiges? Hy sê nou vir die mense, hoeveel te meer die vir julle julle klein gelowiges? Amen. Ja. Hoeveel te meer as ek God dien, sal God my nie bekleed nie. Want jy weet, die Here is die bron van lewe. Hy is jou voorsiener. Hy is jou redder. Hy is jou geneesheer. Hy is jou verlosser. Hy is die een in wie ek en jy ons moet verlustig. Amen. Wat sê vers 31? Hy sê, daarom moet julle jou nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Maar, weet jy wat? Ek dink in die saak, hoe mense soms dink. Nee, ons is gewoond aan 3 etes 'n dag. Skiep by 1 ete, dan het hy honger gely. Nee, wat sê ek vir so 'n persoon? Jy weet nie wat is honger ly nie. Ja. Jy het nie idee nie, man. As jy 'n dag sonder kos is, dan weet jy nie wat is honger nie.
Wat het Paulus gesê? Hy weet wat is gebrek ly. Hy weet wat is om honger te hê. Hy weet wat is om sonder kos te wees. Hy het hier gemaak. Maar hy het hom verlustig in die Here. Wanneer verlustig jy in die Here? Net wanneer dit goed gaan. Nee. Wanneer jy niks het nie. Oh, glory. Dan verlustig jy jou in die Here. Sê Here, ek prys U, Here. Ek loof, ek het niks. Maar ek loof die Here. En ek verlustig my in die Here. Dan sal mense sê, wat? Is jy mekaar? Is nie ek nie mekaar nie. Ek het 'n God wat lewe. Amen. Ek het die God van die eeue. Ek het die God wat jou geformeer het en vir my geformeer het. Ek het die God van die heelal wie ek kan bid. Wanneer ons verlustig. Ek sê Here, ek het nou net 'n paar stukke in 'n broeke. En ek het net 'n stuk in 'n hemp. En Here, ek het 'n stuk droë brood wat ek moet eet. Verlustig die Here. Jou nie. Mense kla. Hulle is vol klagtes en gedagtes man. Ek hoor weer hierdie week. Ag, dit reën te veel. Man, prys die Here vir die reën. Amen. Glory to God. Ek sê jy is ontevrede. Amen. Wees bly as dit warm is. Ja. Wees bly as dit koud is. Verheerlik jou in die Here man. Amen. As dit reën, as dit sneeu, as dit hittegolwe is, as dit wat ook al mag wees, verheerlik jou in die Here. Amen. Of verlustig jou in die Here. Amen. En maak die Here se naam groot. Amen. Want as jy begin kla, dan is jy vol klaagliedere. Dan is jy besig om mense te morbied te maak. In stede. Ek sê vir die ou, weet jy wat? Wees bly oor die reën. Want jy weet dat God het dit gegee. Ja. Môre wil jy kla oor die droogte. Ja. Dan wil jy weer sê, bid vir ons asseblief. Ja. Man, as dit baie reën is, loof die Here. As dit min reën is, loof die Here. As dit droog is, loof die Here. As dit koud is, prys die Here. As dit warm is, verlustig jy nog steeds in die Here. Amen. Glory to God. Wat sê die woord van die Here vir ons verder? Vers 20 sê, daar wat al hierdie dinge soek die heidene, want hulle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Dis waar. God weet wat jy nodig het. Ja. Verstaan nie? Ja. Die Here weet wat ek en jy nodig het. En die Here maak deure, waar daar nie deure is nie man. Dis waar. Die Here maak die sluise oop. Maar ons sit in top. En ons begin bekommerd wees. Ek het dit al gesê voorheen. Ek moet Dani Blom. Ek dink ek weet nie of hy al oorlede is nie, hy en sy vrou. Twee pragtige mense in die Here gewees. Want hy aan tafel gaan sit en hulle kos gehad het. Dan vat hulle die kinders. Dan dans hulle om die tafel. Sê Here, dankie vir hierdie kos. O, hulle dans voor die Here. Hulle prys die Here vir die kos wat op die tafel is. As dit pap op die tafel is, dan moan en groan ons. Waar nie? Ek het nie pap nie. Shame. Weet jy wat, die ouens in die Kaap bly wat nie pap eet nie. Kom Transvaal toe, maak vir julle 'n paptert. Dan eet hulle pap soos, dan soek hulle nog.
As hy nie pap wil eet nie, as hy nog nie honger geword. Ja. Had hy nog nie honger gehad nie. Maar weet een ding. Man, as jy kos op jou tafel, jy 'n stuk brood het. En jy, party mense hier mos nie droog, breinbrood nie. Ag, dis lekker man. Breinbrood is gesonder as witbrood. Jy geweet. Amen. Heerlik man, lekker. Prys die Here. Is jy kwaad vir my? Nee. Waar die mag die Here gee dat ons hierdie boodskap kan kry in ons Amen. hart. Amen. Mag die Here gee dat ons hierdie boodskap kan bære in ons harte. En wanneer jy begin te memoreer, dat jy dink en sê, Here, dat ek my verlustig in U. Amen. Vers 33 sê. Maar ons hoor nou wat sê vers 33. Fantastiese vers. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Maar soek eers die Here. Ja. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Amen. Glory to God. Amen. Dit sal gebeur. Ja. En hy sê vir ons verder. Kwel, vers 34. Kwel julle dus nie oor môre nie. Want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Amen. Jy kwel jou oor môre. Jy's nog nie eens daar. Roep die Here aan in die dag van jou benoudheid. En hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Amen. Verlustig jou in die Here. En hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Ek soek 'n Mercedes-Benz. Jy waar dat Mercedes gaan jy wegryk van God af dan. Ja. Dis die eerste ding by die ouens om soek, die materialistiese dinge. Here, ek my verlustig in U. Here, ek wil U naam groot maak. Here, ek wil gewaar die teenwoordigheid in my lewe. Here, ek wil gewaar die salwing in my lewe. Here, ek wil gewaar hoe U my toevou in U genade. Is nie tyd dat ons begin besef, kom ons verlustig ons in die Here. Kom ons vertrou God met ons hele hart, siel en wese. Laat jou weg aan die Here oor. En as jy jou gee die begeertes van jou hart. Wat het Petrus en Johannes gedoen toe hulle voor die Joodse raad was? Het hulle gebewe? Hulle het nie gebewe nie. Hulle het hulle verlustig in die Here. Glory to God. En weet jy hulle daar losgelaat is en hulle kom by die ander disippels, waar die ander vir hulle in gebed ingetree het. Toe hulle vertel van dit wat met hulle gebeur het. Was hulle nie treurig nie. Almal was opgewonde gewees. Hulle het hulle verheerlik in die Here. Hulle het hulle self verloor in die Here en God vul hulle opnuut met sy gees. Dis wat moet gebeur. Verlustig jou in die Here. Amen. Glory to God. En as jy gee die begeertes van jou hart. Is nie tyd dat jy jouself moet begin verlustig in die Here. Is nie tyd dat jy begin om die Here se naam groot te maak. Dat ek en jy verby die omstandighede kyk
waarin jy as mens sit en sê, Here, halleluja. Glory! Here, ek sit met hierdie saak, maar ek wil die naam groot maak. Amen. En God is daar om jou deur te dra. Maar God se woord in jou hart gegraveer. Amen. Mag die Here elkeen toevou en sê holte van sy hand. En mag die Here die naprediking wees van hierdie woord. Amen. Kom ons sluit ons. Here, ons sê baie dankie vir die genade en die goddelike liefde, vir die goedertierenheid wat strek tot in alle ewigheid. Al die lof, die ere, die prys en die aanbidding kom hier toe, my God en Vader. En ek wil vanmôre sê baie dankie, Here, vir die woord wat so kosbaar is. Here, gee ons genade dat ons verlustig in U, my Vader. Here, dat ons vertroue altyd in U sal wees, my koning. Dat U verheerlik mag word in en deur alles in ons lewens, my koning. Ek wil bid, Here, my God, dat elkeen wat sal hoor hierdie woord sal luister, Here. Dit sal toepas in hulle lewens. En U al die lof en die ere sal kry. En ek eer U vanmôre vir die genade en die liefde, vir die goedertierenheid, Here. Seën vir ons verder. In Jesus naam bid ons dit. Amen en amen. Amen. Glory to God. Here seën U. Mag God se vrede en liefde genade met U wees.